Baie welkom by vandag se luistermeditasie in hierdie eerste week van 2026. Dit is Woensdag en ons lees vandag saam Efesiërs 3 vers 1 tot 12. Ek nooi jou om tuis te kom in hierdie oomblik van lig en lewe. Here, bring my gedagtes tot rus. Help my om na aan U te kom, sonder om te stry, sonder om te pleit, sonder om enigiets te vra, behalwe om te mag bewus wees van U stille teenwoordigheid. Gee my die geloof wat nodig is om my laste by U neer te lê en dit daar te laat, in ruil vir U vrede, wat alle verstand te bowe gaan. Amen. Efesiërs 3 vers 1 tot 12. Deur die Gees is die geheimenis van die evangelie aan sy heilige apostels en profete geopenbaar, naamlik dat die heidene deur die evangelie mede-erfgename, medelede van die liggaam en deelgenote aan die belofte in Christus Jesus is. Van die evangelie het ek 'n dienaar geword, ooreenkomstig die gawe van God, sy genade wat aan my betoon is, volgens die werking van sy krag. Aan my, minder as die geringste van al die heiliges, is hierdie genade geskenk, om aan die heidene die evangelie van onpeilbare rykdom van Christus te verkondig, en om almal in te lig wat die uitvoering van die geheimenis is, wat vir eeue lank verborge was in God, wat alle dinge geskep het. Gevolglik kan die ryklik geskakeerde wysheid van God nou deur die kerk aan die owerhede en die magte in die hemel bekend gemaak word, ooreenkomstig sy ewige voorneme, wat hy gemaak het in Christus Jesus, ons Here. In hom het ons, deur ons geloof in hom, 'n seker en vrymoedige toegang tot God. Hier is 2 frases in die teksgedeelte wat my diep tref. Die evangelie van die onpeilbare rykdom van Christus en die ryklik geskakeerde wysheid van God. Eugene Peterson vertaal dit in The Message soos volg: The inexhaustible riches and generosity of Christ, the extraordinary plan of God. 'n Lang jaar lê voor. En dalk vir oulaas nog 'n bietjie vakansie voor die kwartaal in glorie afskop. En voor jy jou aan kan kry, is dit bakboord na stuurboord. Is dit skoolkosblikke, beplanningsvergaderings, parstyd, finansiële jaareinde, doktersafsprake, troue, dope, begrafnisse, sport, naweke, familiekuiers, toetsreekse, verjaarsdae, fakture, kwotasies, kliënte, kommissies, komitees en kerkraadsvergaderings. Die gejaagdheid kan die lewe by 'n mens kom steel, jou los met 'n klein verbeelding, min kapasiteit, uitgebrande energie en moe planne. Dit kan wees dat jy in die nadraai van 'n soortgelyke jaar besluit het om hierdie jaar rustiger te vat. Nie weer jouself so op te werk oor dinge nie,
en nie weer jouself so te pletter te werk nie. Dit is vir die algemeen 'n goeie en wyse manier van leef. Maar dit mag ook wees dat jy met 'n skaarse, uitputbare verbeelding oor die lewe begin leef. Dat jy terughou, terwyl jy moet uitgee. Dat jy in jou dop intrek om jouself te beskerm. Dat jy onttrek, terwyl jy teenwoordig moet wees. Dat jy uit stoom uit hardloop nog voor die wedloop begin het. Daarteenoor herinner Paulus se verbeelding in Efesiërs dat God se koninkryk in oorvloedigheid floreer. En hiervan is ons reeds mede-erfgename, medelede, deelgenote. Mag jy leef vanuit die goeie nuus dat Christus se rykdom onpeilbaar is en God se ryklik geskakeerde wysheid ook uitspeel in jou planne, drome en dade vir die jaar wat voorlê. Ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.